Tante hier en tante daar se visvang safari. Die lang, koue, donker winter se kort dae het tante daar in die huis gehou. Haar buitelugavonture was maar eil gesaai. So, reeds op pad Suid-Afrika toe, het sy al vir haar 'n visvanguitstappie bespreek. Oupa sou haar saamneem. Die bestemming was sommer 'n dammetjie in die stad. Dit word omring deur huise, byna net soos die damhuis van Swede en sy omringende dammetjies. Hoog in die boom kon sy ver uitkyk oor die dam. Die dam was wel nie so helder soos sy daaraan gewoond was in Swede nie. Dit was eerder modderbruin, aangesien dit verkleur het na die onlangse baie reën wat Pretoria gehad het. Na 'n lekker uitkyk het tante daar weer afgeklim. Sy moes erken, sy het verlang na die Sweedse water en die sonlig was hier anders skerp. Gelukkig was tante hier saam met haar by die dam. Hierdie wyse nooi het haar herinner om ook dit wat sy hier beleef te geniet. Ja, Swede het sy eie bekoring, maar so het Afrika ook. Hulle het saam na die dam gesit en kyk met die warm son op hulle rug. Die gras was groen en ryg en die rooi vinke het rustig tog fliks hul neste tussen die riete gebou. Na so rukkie se sit spring die tantes af om eentjie in die lang grasse te gaan stap. Hoe dan anders? Mens kan tog nie uitmis op 'n safari terwyl jy in Afrika kuier nie, of hoe? Die lang gras kiel julle baarde. En die malvas ruik sterk na kruie. Kyk nou net na hierdie skat van die veld. Dit is ligpers en wit met fyn verweefde blaartjies wat omloop tot onder in die blomstammetjie. En hier is sonskyn-geel madeliefie. Ai, maar die veld is vrolik. Daar kom lante blaasblomsaadjie op tante hier se hand. Sy maak 'n wens. Sy wens dat tante hier en tante daar die diere van die veld sal kan gewaar. Tring! So gesê, so gedaan. Net daarvoor, sommer so tussen die lang grasse, is hulle toe. Kamiemeelperd se nek staan ver uit bo die grasse. Net Zebira se gestreepte swart en wit nek is maklik sigbaar tussen die grasse deur. Hy's geen gekamoufleer in die groen somergras nie. Tante hier kry toe selfs meer as waarvoor sy gewens het. Zebira nooi haar om op sy rug te ry. Trap, 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 stap hulle deur die veld. Hy weer tref tante hier 'n wensmakertjie raak. Sy blaas die saadjies en wens dat die vissies tog nou wil byt. Ag, ons wil tog so graag ietsie vang op ons visvang safari. Maar hierdie was nie 'n tringeling spoedige vervulling van haar wens nie. Nee, dwergies moet geduldig wag vir hulle vissies. Soos elke gesoute visserman tog al te goed weet. So, terwyl hulle wag, lê hulle en bak in die son. Dis mos iets van hier wat beide tantes terdee kan geniet. En dan stap hulle bietjie verder met die visstokke nog in sig om ander veldjuwele te ontdek. Hierdie grassaad is nog groen op sy punt, maar sy agterste saadjies het reeds na bruin verkleur en uitgespring. Dit lyk na 'n lekker kieliestokkie. En dan is dit wolkekykktyd. Tante daar onthou hoe hulle graag in Swede wolkformasies bekyk het. Daar het al katte, wolwe en balle uit die wolke gespring. Vandag was dit fyn wattewolkies. Maar wat wou, tante hier het ongeduldig begin raak.
Haar laaste wens het dan mos gans te lank gevat om in vervulling te gaan. Kom, vissies, byt, byt, byt. Hierd, dan vat hy nou. Maar o nee, wag, wat nou? Iets is gevang in die groen skepnet. Dit hang swaar van die groot vangs. Maar helaas, dis geen vis nie. Dis eerder tante hier, tante daar en kameelperd wat al 3 in die net gevang is. Hulle lê in 'n bonneltjie bo op mekaar, deur onder in die net. Oupa visserman roep met verbasing uit dat hy 'n onverwagse vangs het. En is nie die eerste een nie. Vanoggend moes hy 'n eensame skoen uit die water trek. En nou dit. 2 dwergies en 'n ou kameelperd. Oupa dop die wesentjies uit op die grasdamwal. Tante hier voel baie sleg dat haar wens so aardig en onverwags uitgedraai het. Sy pluk een van die ligpers blomskatte om vir tante daar te troos. Toe maar, jy sal nog 'n Suid-Afrikaanse visie vang. Maar nie vandag nie. Vandag is tante hier en kameelperd tog te bly dat almal net weer aan wal is. Hulle bly liefs eerder hier as om weer gevang te word. En ou tante daar? Sy het ook besluit om net hier te bly. Aan die wal van die Pretoria se dam, tevrede tussen die grasse en die blomme, eerder as saam met die visse in die net, selfs al sou die water glashelder wees, soos in Swede.